Goeiedag geliefdes, dis goed om met u te praat en ek vra innig om verskoning vir die tye wat ek nie met u kon praat nie en dit was net weens doktersafsprake wat ek moes nakom en ook die persoonlike ongemak van die voet wat in die lig die hele tyd moet wees en ek moet lê, dat ek nie by u uitgekom het om vir u te bedien nie, maar ek vertrou dat dit vanaand na vorentoe sal gaan. Die voet is nog glad nie herstel nie, hy is nog baie opgeswel en ek sal binnekort moontlik maar 'n chirurg moet sien om te kyk of daar 'n operasie aan die voet gedoen moet word nie. Maar dit is goed om vanmôre weer saam met u te wees. Ons het met mekaar hanteer die laaste keer Titus 2, Titus 2 die 3de vers. En ek gaan dit weer vir u lees en dan praat ons oor die 4de en die 5de vers vandag. Maar Titus 2 begin by die 3de vers, as hy sê, ou vroue moet ook in hulle gedrag wees, soos dit die heiliges betaam. Geen kwaadsprekers, aan baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is, sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoe te wees, kuis, huislik, goed aan hulle eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. Nou ek het vir u gesê, die ou vroue het sekere kwalifikasies wat aan hulle gegee word. Julle moet heilig wees. En wanneer hy sê dat julle heilig moet wees, dan sê julle moet 'n lewenswandel hê. Julle moet so lewe voor die mense, voor julle kinders en julle kleinkinders, dat hulle kan sien dat julle opreg en eerlik met God wandel. En julle moet 'n voorbeeld daarin vir hulle wees. Verder het hy gesê dat julle nie kwaadsprekers moet wees nie. En dit gebeur so dikwels wanneer mense afgetree het en die ouer dames by mekaar kom, dat hulle baie stories vir mekaar vertel en baie dinge vir mekaar sê, dikwels ook verval in kinderstories en stertjies bylas. Pas op en waak daaroor dat jy nie 'n kwaadspreker sal wees en enige iets sal sê wat 'n ander persoon tot nadeel sal wees nie. Dan gebruik hy 'n baie interessante woord. Nie aan baie wyn verslaaf nie. Beteken dit dat die ouer vroue maar alkohol mag gebruik, maar dat hulle nooit moet sorg dat hulle daaraan verslaaf moet wees nie. En weet jy, dit is eintlik vir my iets wat ek deesdae oplet, as jy na die TV kyk en jy kyk na die sosiale wêreld om jou, hoe vroue by mekaar kom, en nie rondom 'n koppie koffie en tee nie, maar dadelik word daar die borrel drank en wyn uitgedruk, en word daar 'n wyntjie saamgedrink. En het wyn as dit ware die plek verval van daardie heerlike boeretradisie van 'n lekker koppie koffie saam, 'n lekker stukkie beskuit saam te eet, en net lekker huislik te verkeer. Maar hy sê, ouer vroue, pas op dat julle nie aan baie wyn verslaaf is nie. En dan gebruik hy die woord leraresse van die goeie. Met ander woorde, deur jou lewenswandel, en deur dit wat jy vir jou jonger dames sê, vir jy jong mens om jou sê, dat dit sal wees lering van wat goed is, maar ook dit wat hulle in jou lewe aanskou. Ons moet nie net predikers wees en leraresse om gedurig mense tereg te wys, maar in my eie persoonlike lewe leef ek dit nie uit nie. Hulle moet in my lewe kan sien dat ek die Here liefhet. En juist deur dit wat hulle sien, moet my lering vir hulle aanvaarbaar wees om te sê, ons sien dat dit wat jy vir ons sê, werk in jou lewe uit. Daar is niks wat 'n mens so afsit, as iemand wat vir jou preek, maar dit self nie leef nie. Wanneer jy vir iemand preek, moet jy 'n voorbeeld wees. Daarom moet jy 'n leraar wees aan die oueres, en veral aan die jong dames waaroor ons nou gaan praat, van wat goed is. Wanneer hy praat oor die jong dames, dan sê hy, julle moet julle self bewaar. En hier die woord, julle moet julle self bewaar,
is vir my 'n mooi woord ook. In die tyd wat ons lewe word vroue, as dit ware uitgemergel, as ek kan stel, en word hulle gebruik as advertentiemodelle en allerhande dinge wat onsedelik is partykeer, en sosiale dinge waarin die vrou gebruik word as jy 'n produk wil verkoop. Julle moet mense wees wat julle self bewaar van die ewels van hierdie wêreld. Moenie dat die wêreldse vroue vir julle 'n standaard stel deur die wyse wat hulle lewe nie. Moenie saam met hulle in dieselfde sosiale kringe beweeg nie, en moenie saam met hulle uitspattig wees soos hulle uitspattig is nie. Geliefdes, dit is vir my geweldig hoe die vrou vandag gebruik word, as 'n mens dink aan programme van hierdie rykmansvroue in Johannesburg, in vroue in Pretoria, en nou ook die beste maas, of die mees aantreklikste maas, of die maas wat seksueel die meer prikkelbare is. Ons moet nie deel daarvan wees nie. Ons moet as kindertjies van die Here kuislik, opreg en eerlik lewe. Daarom gebruik hy die woord, bewaar jouself. Want u sien, ons het kinders wat ons groot maak. Leraresse van jong vroue. Die jong vroue moet by julle leer hoe om opreg te lewe, en julle lewe moet vir hulle so mooi wees, dat hulle dit wat julle vir hulle leer in hulle lewe sal toepas, en dat hulle dit weer aan hulle kinders kan leer, en ons so 'n geslag van God kan kweek, wat nie wêrelds is nie, maar gebonde aan die woord van God, en leef tot eer van God. Onthou dit wanneer jong mense by mekaar kom, wanneer jong mense in 'n huwelik by mekaar kom. Ek dink aan jong mense wat nog nie getroud is nie, wat in 'n verhouding met mekaar lewe. Dan is dit twee persoonlikhede wat by mekaar kom. Dit is twee mense met 'n agtergrond wat by mekaar kom. En hulle gaan nodig hê om mekaar te vind. Hierin kan die ouer persoon, die ouer dame en ook die ouer man 'n geweldige rol speel. Om vir daardie jong dame wat nog moet trou, vir haar te vertel hoe behoort 'n mens te lewe, hoe behoort jy te wees as jong vrou vir jou man, en haar voor te berei vir die huwelik wat kom, om te sê hoe behoort sy haar huis gaan regeer. Ja, dieselfde vir die man, hoe hy teenoor sy vrou moet optree. Hier word genoem die jong vroue, en hier word genoem getroude jong vroue, want hy sê dat julle vir julle man en julle kinders 'n voorbeeld sal wees, en dat julle vir julle man en julle kinders sal sorg. Hoor wat sê hy, sodat die jong vroue leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê. En wanneer hy sê versigtig wees, dat ek al reeds vir u gesê, om daarop te let, dat ons het aanslaan in ons lewe. Ons het verleiding in ons lewe. Ons het dinge daar buite wat ook vir ons prikkelend is, en wat vir ons lok na die dinge daar buite. Maar ons moet so lewe, dat ons prioriteit, ons eerste prioriteit en belangrikste, naas my prioriteit om God lief te hê, is om my man en my vrou, my kinders lief te hê, en vir hulle te sorg. Ag, as ek dink aan die woord ma, dan dink ek aan daardie persoon waarin die kind hardloop in sy smarte, waarin die kind vlug as hy seer gekry het, daardie mens wat 'n sagte persoonlikheid, 'n sagte lyfie het, en iemand het wat jy graag wil vertroetel. En toe dikwels as die kind seer gekry het, dan is sy eerste reaksie hardloop na ma toe. Hoekom? Ma is 'n sagte persoon. Wanneer ma kind teen haar borste vasgedruk het, dan is daar 'n sagtheid, daar is 'n ontvanklikheid. En daarom moet ons vir ons kinders altyd dit wees, dat ons vir hulle raad kan gee in verhoudinge wat hulle met mekaar het. Binne die huwelik, vir my jong dame te leer hoe om in die huis op te tree, en hoe om haar man lief te hê, en hoe om waarlik vrou vir haar huis te wees. Hy gebruik 'n ander woord, ingetoe. Wanneer hy hierdie woord ingetoe gebruik, dan is dit om nie uitspattig te wees nie.
Geliefdes, die televisie en die wêreld daar buite ontbloot die vrou en maak die vrou nie meer wat sy is nie. Hulle maak haar 'n sekulêre persoon. Hulle maak haar 'n besigheidsvrou. Hulle maak haar 'n vrou wat aan die man gelyk is. 'n Vrou wat in die samelewing funksioneer as 'n leier. Dis nie verkeerd nie. Maar onthou, ons eerste prioriteit is ons huis. Nie 'n sakevrou nie. Maar om ten eerste vir my huis daar te wees. Ja, jy moet as sakevrou, as jy moet kan optree, tree so op. Ek glo God wou gehad dat die vrou moes nooit werk nie. Die vrou moes by die huis wees. Die vrou moes die huishouder gewees het en die een wat die huis huislik vir die familie maak. Die tyd wat ons lewe het miskien onmoontlik gemaak. Dat dit nodig is dat vroue moet gaan werk om die onkoste in die huis te dek, maar dan moet sy ook daarvoor sorg dat as sy by die huis kom, dat sy nie 'n saaklike besigheidsvrou is nie, maar as sy by die huis kom, dat sy ma is, waarby sy die mense aanklank kan vind en waar hulle eerlik kan lewe. Sy moet nie uitspattig wees nie. Sy moet nie voorop die wa wees nie. Sy moet nie die een wees wat selfs by die kerk altyd voor is en altyd gehoor wil word nie. Sy moet in die agtergrond wees, iemand wat stil is, maar wat haar lewe kan wys vir mense en opreg voor mense kan lewe. Uitspattigheid en voorop die wa is baie keer so 'n lelike element in 'n vrou. Want sy is tussen die geselskap van mans, en daar babbel sy die heeltyd. Ek dink dit is verkeerd. Ek dink sy moet saam met die vroue wees, en die woord wat gebruik word aan 'n ander vertaling is, sy moet iemand wees wat selfbeheersing kan hê. Nie losbandig nie lawaaiig nie voorop die wa nie altyd gesien te wil word nie so aantrek dat dit die aandag van mans op haar vestig nie, maar sy moet huislik wees. Dit is 'n mooi woord. Hierdie woord huislik spel juis dat sy iemand sal wees wat sal sê as ek by die voordeur instap, dan is ek by die huis. Die plek waar ek kan ontspan, die plek waar ek eerlik en rustig kan wees, die plek waar ek liefde kan ontvang. Liefde moet ten alle tye die teken wees van die jong vrou en veral ook van die jong man, dat die huis geken sal word deur liefde. Dan is daar die woord onderdanig. Dit beteken nie minderwaardig nie. Dit beteken nie tweedehands nie. Dit beteken nie dat jy teenoor jou man op 'n swakker vlak staan nie. Dit beteken slegs dat jy hom sal volg, hom sal ondersteun en hom nie sal opponeer nie. Nie geveg sal openbaar met hom nie, maar stil en rustig deur jou man geleer sal word. Dis immers wat Paulus ook geleer het. Vroue moenie in die samelewing van die kerk die wees wat voor is en wat lawaai en wat gedurig in die voorgestoelte sit nie. Maar gaan wees rustig by die huis, gaan praat met jou man, dat jou man jou leer aangaande die dinge van die Here. Maar by die kerk wees rustig en op jou plek. En dan noem hy die laaste van daardie jong vroue. As hy sê dat julle ingetoer sal wees. Met ander woorde, ek het reeds vir u gesê, mensies wat stil en rustig is, en wat jy werklik na kan kyk en sê, vrou, dat ons nooit die woord van God laat belaster nie. Dis 'n baie belangrike ding. Hy sê so dat die woord van God nie belaster word. Dat mense nie na die kerk kyk en aanstoot neem in die kerk, omdat daar vroue is wat op die voorgrond is, vroue wat die leiding neem, en vroue wat eintlik die kerk oorneem nie. Wanneer God bedoel het in die kerk, is daar 'n plek vir die vrou. Sy kan 'n getuienis lewer, sy kan diens in die kerk lewer, maar die plek waar die leiding in die kerk vandaan moet kom, die voorgangers in die kerk, die leiers in die kerk, behoort die manne te wees wat leiding gee in die kerk, wat ook leiding gee by die huis. En daarom moet daar 'n verskil wees in die lewenshouding van die wêreldling en die van 'n Christen. Kom ek en jy wees Christen, ouer vrou, leer die jonger vroue hoe om hulle mans lief te hê. Leer hulle om ingetoon opreg te wees.
Leer hulle om huislik te wees. Leer hulle om nugter te wees. Leer hulle wat beteken dit om vrou te wees. Dat daardie kind sy ma sal dien en met liefde sal dien, omdat sy so 'n liefdevolle mens is. Vroue gee so baie. Ek het so dikwels vir myself gesê, 'n man sal nie vat wat 'n vrou vat nie. 'n Vrou werk hard. 'n Vrou gee haarself vir haar huis. Wanneer ons as manne ontspan, dan werk sy nog. Sy werk partykeer die hele dag net so hard soos jy. Dan kom maak sy die huis aan die kant. Dan kom maak sy kos. Dan kom versorg sy haar huis. Dan sorg sy dat alles in plek is vir môre weer. Dat die kospakkies gepak sal word, dat die kinders versorg sal word. Vroue het 'n geweldige harde werk. Daarom ons as manne, ondersteun hulle, bou hulle, en moenie jou vrou misbruik, dat as jy agter die koerant sit en lees, en met baie ander dinge, en die TV-programme besig is, en jouself met TV-speletjies en goed besig hou, en met die TV self, en jou vrou haar moet afsloof in die huis nie. Maak dit vir haar maklik. Deel met haar take in die huis, sodat sy ook kan voel dat sy gewaardeer, en geëer en gerespekteer word, vir dit wat sy in die huis doen. Mag ons huise voorbeelde wees vir die wêreld daar buite, om na te kyk, en te sê, is dit nie mooi nie? Is dit nie heerlik om by daardie huis te wees nie? O geliefde, ek kan maar net vir u 'n voorbeeld probeer gee uit my eie huis en nie ander huise nie. Ek het nooit toegelaat dat daar in my huis vir mekaar geskree word nie. Ek het nooit toegelaat dat daar in my huis nie meer vir mekaar verloor word nie. Ons gaan sit en ons praat met mekaar ons harte uit, ons gesels met mekaar, ons vra vir mekaar verskoning, en ons sorg dat daar altyd harmonie in die huis is, en dat ons nie met kwaai gevoelens teen mekaar loop nie. Ons het nooit toegelaat dat iemand met 'n dik mond, en met ongelukkigheid loop nie. Van kleins af, van 3-4 jaar af, gooi jy nie 'n tantrum nie. Jy kom sit by my en gesels, en jy sê vir my, wat pla jou? En ek sal met jou mooi gesels, en ek sal erkenning gee aan dit wat jou pla, om jou ook gelukkig te maak. Daarom hou ons huise, as huise waarvan die wêreld kan sê, mamma, papa, om by daardie huis te wees, is so heerlik. Hulle kuier so lekker saam, hulle beklei nooit met mekaar nie. Weet die kinders kom na my toe en sê vir my, Dominee, waarom beklei my pa en my ma altyd? Hulle is altyd in mekaar se hare, dis nie lekker om by die huis te wees nie. Dis nie lekker om daar in die huis te wees en heeldag te hoor hoe hulle op mekaar skree nie. Watter getuienis los jy vir jou kind? Kom ons werk aan ons huisgesinne, om dit gesinne te maak van God. Wat die Bybel sê, 'n geslag wat die Here dien. Dat jou kinders by jou sal leer hoe hulle kinders moet gaan leer. Leer hulle, berusp hulle, vermaan hulle as jy dink sien dinge is verkeerd. En as daar 'n mooi verhouding tussen jou en jou kinders is, sal jy hulle kan vermaan, en hulle sal dit van jou vat, want jy het vir hulle voorbeeld gestel. Mag die Here vir ons help, om weer Christenhuise te hê, in 'n wêreld van wetteloosheid, in 'n wêreld van goddeloosheid, dat daar weer opregte Christenhuisgesinne en Christenfamilie sal wees. Die Here seën vir u ryklik. Ons praat volgende week met mekaar, en dan praat ons oor die jong manne. Seën vir u, totdat ons met mekaar saamgesels.